Twee sterk DA-kandidate gooi hulle name in die hoed vir partyleier en die wêreld se grootste oorlogskip sit met rioolprobleme. Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. My naam is Carla Burg. Die burgemeester van die Wes-Kaap, Jordan Hill-Lewis, het vandag aangekondig dat hy vir die party se nasionale leierpos sal staan. Hill-Lewis het die aankondiging in Elsrivier op die Kaapse vlakte gemaak, waar hy beloof het om te bewys dat die DA doeltreffend regeer en diens aan alle burgers lewer. Hill-Lewis is in die openbaar gesteun deur die party se burgemeesterkandidaat lid vir Tshwane, Silje Brink, asook die minister van basiese onderwys, Sibusiso Kagube. Dit volg nadat die DA-leier, John Steenhuisen, ook aangedui het dat hy homself nie weer vir die pos beskikbaar sal stel nie. Die party se leier in Gauteng, Solly Msimanga, het weer sy benoeming vir die federale voorsitterpos aanvaar en die adjunk-finansieminister Ashor Sarubin het sy hand ook natuurlik weer opgesteek om die posisie as die voorsitter van die DA se federale raad in te neem, nadat Helen Zille aangedui het dat sy daarop wil fokus om die burgemeestersketting van die Johannesburg Metro om haar nek te hang. Die leierskapstryd vind nou plaas in aanloop tot die party se federale kongres wat in April verwag word. Die ANC in die Johannesburg Metro ontken beweringe dat die pos van die adjunk-burgemeester geskep is om vir die burgemeester Dalo Morero se dienslewering tekorte te kompenseer. Die ANC se streeksleier Loyiso Masuku is as die Metro se eerste burgemeester verkies. Die party het ook nou die meerderheid van die plekke in die burgemeesterkomitee. En die burgerregteorganisasie AfriForum sal maandag met sy hofstryd begin om die grondwetlikheid van die onteieningswet te betwis. Die stryd sal in die Hooggeregshof in Kaapstad plaasvind en AfriForum sê die vroeë stadiums van die verrigtinge, wat tot 4 Maart sal voortduur, sal bepaal op watter wyse die verskillende partye en organisasies wat aan die saak wil deelneem, toegelaat sal word en wat hulle mag doen. Die organisasie sê daar sal bepaal word wie as vriende van die hof, respondente en applikante gaan deelneem. Die ISS Gerald R. Ford, die wêreld se grootste oorlogskip, sukkel glo met verstopte toilette en 'n gebrekkige rioolstelsel terwyl dit na Iran vaar. Die probleem is glo nie net eenvoudige verstoppings nie, maar die hele stelsel is volgens berigte te smal om die rioolvolume van sowat 5000 matrose te hanteer. Dit het gelei tot lang rye en 'n ongemaklike toestand aan boord, en die probleem het ook stinkende vrae in die Pentagonland ontstaan oor die $13 miljard ultramoderne skip. Dit is al vir vandag van my Carla Burg. Ons maak volgende week weer so. Tot dan toe, totsiens en lekker naweek.